die krag om alleen te wees met God. Volgens Markus 1 vers 35, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan, en na 'n eensame plek vertrek, en daar gebid. Gemeente van die Here, ons leef in 'n wêreld waar mense bang geword het om alleen te wees. Die televisie moet gedurig aanwees, die radio moet gedurig aanspeel, die selfoon moet gedurig op piep wees. Mense vul hul lewens met geraas, omdat hulle bang is vir stilte. Maar vandag wil ek vir iemand sê, daar is 'n verskil tussen eensaamheid en alleenheid. Eensaamheid maak jou swak, maar alleenheid met God maak jou sterk. Die grootste openbaringe in die Bybel het gekom toe mense alleen met God was. Moses was alleen op die berg. Jakob was alleen by die Jabokrivier. Elia was alleen in die woestyn. Ja, Johannes was alleen op Patmos. Jesus was alleen in gebed. As jy nooit alleen met God is nie, sal jy nooit hoor wat God vir jou wil sê nie. God ontmoet mense in afsondering. Volgens Genesis 32 vers 24. Maar Jakob het alleen agtergebly. Jakob het die hele nag met God geworstel. Voordat God sy naam verander het, moes Jakob alleen wees. Party mense wil nie 'n nuwe seisoen hê sonder afsondering nie. God sê, kom eers weg van die skare af. Kom weg van die geraas. Jou grootste wonderwerk kan wag in jou plek van afsondering. Wanneer almal weg is, wanneer die telefoon stil is, wanneer die huis rustig geword het, dan begin God met jou praat. Soms verwyder God mense uit jou lewe, sodat jy sy stem duideliker kan hoor. Alleenheid bou geestelike krag. Jesus het voortdurend plekke van afsondering gesoek. Volgens Lukas 5 vers 16, maar hy het hom telkens in die woestyn teruggetrek en gebid. As Jesus tyd alleen met die Vader nodig gehad het, hoeveel te meer het ons dit nodig? Ons probeer dikwels die stryd in die openbaar wen, wat ons nooit in die privaat gewen het nie. Jou openbare oorwinning word gebore in jou private gebedskamer. Dawid het nie vir Goliat oorwin, omdat hy sterk was nie. Hy het gewen, omdat hy alleen saam met God was, tussen die skape in die berg. Die gevegte wat niemand sien nie, berei jou voor vir die gevegte wat almal kan sien. God gebruik die woestyn om jou voor te berei. Moses was 40 jaar alleen in die woestyn. 40 jaar lyk soos gemorste tyd. 40 jaar lyk soos 'n tyd wat sommer net vir niks was nie. Maar God was besig om 'n bevryder te bou. Moenie dink omdat jy alleen is, dat God jou vergeet het nie. God werk die diepste van wanneer niemand anders dit kan sien nie. Die arend, hy vlieg hoër as enige ander voël, omdat hy bereid is om alleen te vlieg. Sommige hoogtes kan nie bereik word met 'n skare van mense nie. God roep jou soms weg van mense af, om jou nader na hom toe te bring. Alleenheid openbaar wie jy regtig is in die Here. Wanneer jy alleen is, kan jy nie wegkruip nie. Jy kan jou vrese, kan jy sien, wanneer jy alleen is, en wanneer jy swak is. Jy sien daardie oomblik jou hart, wat daar binne in jou hart aangaan, wanneer jy alleen is. Dit is waarom baie mense stilte vermy, omdat hulle nie die waarheid wil sien nie. Maar God gebruik stilte om jou te genees.
Volgens Psalm 46 vers 11 sê die woord van die Here, wees stil en weet dat ek God is. God sê nie hardloop rond en weet ek is God nie. Hy sê wees stil. In stilte hoor jy God se stem. In stilte ontvang jy rigting. In stilte ontvang jy genesing. Jesus het alleenheid gebruik voor groot deurbrake. Voordat Jesus sy bediening begin het, was hy alleen in die woestyn. Voordat hy die kruis tegemoet gegaan het, was hy alleen in Getsemane. Elke groot deurbraak is vooraf gegaan deur afsondering. Miskien is jy nou in 'n seisoen waar mense jou nie verstaan nie. Miskien voel jy dit asof jy alleen staan. Moenie moed verloor nie. God bereik jou voor vir iets groter. Jou afsondering is nie jou straf nie. Dit is jou voorbereiding. Wanneer God al is wat jy het, ontdek jy dat hy al is wat jy nodig het. Paulus was in die tronk. Johannes was alleen op Patmos. Josef was in die gevangenis. Maar God was by hulle. Mense kan jou verlaat, vriende kan weggaan, familie kan jou teleurstel, maar God sal jou nooit verlaat nie. Volgens Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Wanneer jy alleen met God verkeer, leer wandel, word jy onafhanklik van mense se goedkeuring. Dan leef jy vir God se applous en nie vir mense se nie. Miskien voel jy vandag alleen. Miskien voel jy gaan deur 'n moeilike tyd. Miskien het mense jou verlaat. Miskien voel jy verwerp. Maar Jesus staan vandag met oop arms. Hy sê kom na my toe. Die Here wil jou vandag ontmoet in 'n plek van afsondering. Hy wil jou genees, hy wil jou herstel, hy wil jou vul met nuwe krag. As jy jou lewe aan Jesus wil gee, of weer aan hom wil oorgee, lig jou hand op waar jy is, en bid vanoggend saam met my. Here Jesus, ek kom vandag na U, vergewe my sonde, reinig my deur U bloed, ek gee my lewe volkome aan U, wees U my Here, my verlosser, vul my met U Heilige Gees, help my om naby U te leef, in Jesus se naam. Gemeente, onthou, God doen sy grootste werk in jou wanneer niemand sien nie. Die wêreld sien die kroon, God sien die woestyn. Die wêreld sien die oorwinning, God sien die gebedskamer. Die wêreld sien die getuienis, God sien die trane. Moenie bang wees om alleen te wees nie, want wanneer jy alleen met God is jy nooit werklik alleen nie. Hemelse Vader, ek wil vandag bid dat U by ons is, en selfs in die stilte en in die moeilikste oomblikke. Dankie daarvoor. Help ons om nie bang te wees vir afsondering nie, maar om dit te gebruik om nader aan U te groei. Laat ons U stem hoor in die stilte. Gee ons krag wanneer ons swak is, hoop wanneer ons moedeloos is, en vrede wanneer ons alleen voel. Maak ons sterk in ons innerlike mens, leer ons om op U alleen te vertrou. Laat elke tyd van afsondering verander in 'n tyd van voorbereiding vir groter dinge. Ons gee aan U al die eer en al die heerlikheid in Jesus magtige naam. Amen en amen.